Gee geleentheid dat ons die skrif kan oopmaak by Jesegiel 17 voordat ek vir ons open met gebed. Here, hoe wonderbaar is U. Vader, U wat raadsman is, leidsman, skepper, Vader, Here van hemel en aarde. Vader, U is skepper, Vader, van my gedagtes. Nie 'n skepper, Here, van my teenwoordigheid. Vader, daarom kom ons as 'n gemeente saam voor U en ons kom bring lof, Vader, Here. En God wat alles gemaak het, Vader, Here. Vader, ons kom bring lof aan God wat in beheer is van verhoudings, Here, tussen ons, Vader Jesus. Vader Jesus, want ons kom dank U dat U ons as gemeente by mekaar kan bring, Here. Vader, om lof te gee aan die een ware God. God van ons hart, Here. Vader, Here, want dit is by U waar ons toekoms is. En dit is by U, Here, waar ons kom pleit. Vader, maar wees ons genadig, Vader, Here. Vader, is by U wat ek weet, Here. Die liefde is vir ons vars, elke môre met die oggendson wat opkom, Here. Kan ons weet, maar dis waar U ook teenwoordig is vir ons, Here. Dis genade aan ons geskenk vir 'n dag, Here. Vir 'n dag wat oopbreek, vol geleenthede. Geleenthede, Vader, wat ons kan aangryp. Waarom kom vra ek U vanmôre, maar wees saam met ons, hier waar ons in die woord wandel, Here. Vader, U ken ons hartsbegeertes, Here. U weet wat ons gedagtes aangaan. En daarom vra ek dat U beide sal kom rustig maak, Here. Dat ons kan fokus op wat U woord vir ons is. Wat U waarheid vir ons is, Here. Vader, dat ons by die kern kan uitkom. En by U liefde, Vader, Here, werklik kan stil staan. En besef dat U is ons God. Vandag, tot in aller ewigheid. Amen. Kom ons lees die gedeelte saam uit Jesegiel 17 vanaf vers 1 tot 11. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, jy moet vir Israel 'n fabel, 'n gelykenis vertel. Jy moet vir hulle sê, so sê die Here my God, die groot arend met die groot vlerke, die lang vlerkpenne en die digte bont vere, het na die Libanon toe gekom en toe op die top van die sedert weggevat. Hy het die boonste takkie afgepluk, dit na die land van die handelaars toe gebring en dit daar in die stad van die smouse gaan neersit. Daarna het hy 'n steggie uit Israel gevat en dit in die grond gesit waar daar baie waters was en waar dit kon floreer. Die steggie het gegroei en die wingerdstok geword wat wellig was, maar laag op die grond moes bly, met sy blare na die arend toe gedraai en sy wortels onder hom. Dit het die wingerdstok geword, rankend gemaak en lote uitgeskiet. Daar kom toe nog 'n groot arend met 'n groot vlerk en baie vere in die wingerdstok draai, sy wortels na die arend toe en stuur sy ranke in die rigting, sodat die arend vir hom nog meer water kan gee as wat daar was in die plek waar hy geplant was. Hy was geplant in die goeie grond, by die baie water. Hy kon ranke maak en druiwe dra. Hy kon 'n pragtige wingerdstok geword het. Jy moet sê, so sê die Here my God, sal dit goed gaan met die wingerdstok. Gaan die eerste arend dan nie sy wortels uittrek en sy vrugte vernietig, sodat al die druiwe verdroog wat aan die ryp word was nie? Daar is nie 'n groot mag en baie mense nodig om hom uit die wortels en al uit te trek nie. Hy is geplant, maar sal hy goed groei? Sal hy nie heeltemal verdor wanneer die oosterwinde hom tref nie? Sal hy nie verdroog op die plek waar hy gegroei het? Die woord van die Here het tot my gekom. Ons lees tot sover toe. Wanneer ons gaan kyk in die verhaal van die Ou Testament en Jesegiel as 'n boek hanteer, dan is Jesegiel een van die boeke wat die meeste daarna verwys, dat so spreek die Here. Presiese woorde in Hebreëus is Adonai Yahweh. In die hele Ou Testament kom hierdie spesifieke spreuke 359 keer in die Ou Testament voor. Maar in Jesegiel
kom dit meer as 'n derde, dit kom 122 keer, kom die woorde, so spreek die Here voor in Jesegiel. Jesegiel word dikwels met Nuwe Testament verhale vergelyk. En baie keer, dan toon dit hoe die profesie in Christus, in sy eie werk tot finale vervulling gekom het. Dit kan veral in die evangelie van Johannes gesien word. En dan ook so in Openbaring. In die Ou Testament is daar slegs 'n paar keer gebruik gemaak van 'n gelykenis of 'n fabel wat oorvertel word. Die vorige keer wat ons kan sien voor Jesegiel, dis waar Samson aan sy skoonfamilie 'n raaisel gestel het aan die volk. So dit gebeur nie baie dat daar gebruik gemaak word van 'n fabel of van 'n gelykenis nie. Die gelykenis is dus aan Israel gerig, hierdie spesifieke een van Jesegiel. En dit fokus op die verhouding tussen die Galdeërs en die Egiptenare en op hulle konings wat nog geregeer het as 'n monargie, een koning wat bestaan het en een koning wat opgetree het. Die uiteinde was die belediging en die verwoesting van die streke. Dit het alles op oorlog geëindig, en almal wat ontevrede was met die koning. Ek wil ons graag verwys na een van die vervullingsverhale van Jesegiel. Wanneer ons in Jesegiel 34 gaan lees, vers 23, dan sê hy vir ons, ek gaan vir hulle net een herder aanstel, en hy sal vir hulle sorg. Hy sal vir hulle 'n herder wees. Dis die gedeelte wat ons lees in Jesegiel. Dan lees ons verder die gedeelte in Johannes 10, wat ook so bekend vir ons is. En hy sê, dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief, 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape sy herder, en vir hom maak die skaapwagter oop. Kom daarop neer dat God se boodskap deur Jesus was vir ons op daai tyd, dat ons kan weet, maar ons het gefokus wees op wat Jesus vir ons sê. Fokus wees dat ons is 'n skaap, wat werklik waar in God wandel. En dis hy wat ons voorstap. Die kern van die gelykenis word oorhandig vir ons, en is beklemtoon in Jesegiel. Wanneer ons gaan kyk na hoe dit geskrywe is, dan sien ons, maar dit is 'n gelykenis wat vertel word. En heel aan die einde van die gelykenis, vanaf vers 22 tot 24, herhaal Jesegiel nog 'n gelykenis. Maar ek sal vir ons later daarna terugkeer. Daar is 'n baie bekende persoonlikheidstoets wat deesdae rondgaan, veral in werksareas en mense wat werk, en hulle vergelyk die leierskaptipes met diere. Van baie van hulle soos die wolf, is mense wat uitgaan om werk te gaan kry, ongeag wat gebeur. Ons kry verskillende werkstipes en mense wat leiding neem op verskillende maniere. En so word dit dan vergelyk met diere. Wanneer ons gaan kyk in Jesegiel, dan word die volk vergelyk met 'n arend. En hierdie arend beteken, God toon 'n beeld van vryheid, van vry wees. 'n Arend in die Ou Testament was 'n teken van vryheid, 'n teken van krag ook gewees, en 'n teken dat jy magtig is om vry te kan wees. Wanneer jy hierdie persoonlikheidskursus doen, dan word daar vir jou gevra om 3 diere te kies, wat jy dink jy is. So die eerste dier, wat mense dan elke keer kies, is heel moontlik wat hulle sê, 'n dier wat jy wens jy wil wees. Dis iets wat jy graag wil wees. So die eerste besluit wat jy maak is dalk iets groot, om iets groot te wees, en sterk wat jy wil wees. Die tweede een wat jy maak, die tweede dier wat jy gewoonlik kies, is hoe jy dink ander mense jou sien. Is hoe ander mense jou ervaar. En die derde dier wat jy dan kies, is die een wat die mees akkuraatste is, rondom wie jy werklik waar is. En so bepaal hulle op hierdie persoonlikheidstipe van jou, maar watter soort dier jy dan is, om as 'n leierskap voor te kom. Dit is baie geleidelik dat 'n mens sien, is baie selde dat iemand kies om 'n hoender of 'n kalkoen of 'n kraai te wees. Mense kies baie keer of 'n dolfyn of 'n arend, baie keer kies mense om 'n olifant te wees of 'n leeu, iets wat magtig is, iets wat gesaghebend kan wees. Die arend is in 'n klas van sy eie. Dis soos 'n Ferrari of 'n spogkar, verstaan, wat 'n mens weet, maar dis iets wat magtig is om krag te gaan uitvoer.
Is nie asof 'n mens in 1976 Datsun bakkie gaan kies om te sê, maar ek wil kompeteer hierteen nie. Wanneer mense gaan kyk na iets, dan wil ons iets hê wat ons kan status gee. Iets wat kan sê, maar ek is magtig om hierdie werk te kan doen. Aan die volk is die fabel oorgelaat deur die openbaring van die Esegiel. Esegiel het gesê, maar ek praat met julle deur beeldspraak. Ek praat deur julle, want dit is God wat hierdie boodskap aan my oorgehandig het, om aan julle te gee. Dis 'n fabel wat oorgetel word. Dis 'n boodskap wat toevertrou word aan die volk. God vertel aan sy volk, dat hulle kan soos 'n arend lewe. Jy het die potensiaal om te kan werk soos dit. Ek wil ons graag terugverwys na iets wat ek gelees het in die week en dit het my opgeval. Ek het gevra soos 'n foto kan sien, is dit dalk beskikbaar? Kom ons kyk gou. Dis 'n vrou, sy het 'n baie onaardige naam en van. So, ek gaan dit uitspreek soos ek redelik uitgeoefen het dit is. Dis Consiponi Picato, die vrou. Ek dink ons sal nou die foto kry. Is 'n baie bekende persoon wat die langste politieke betoging in die Amerikaanse geskiedenis gelei het. Kom ons kyk, kan ons die fotootjie kry? Is hy nie daar? Hy is daar. Okay. Ons sal later gou kyk of hy daar is. Asseblief kyk gou verder. Maar dis reg, terwyl sy voortgaan. Sy is 'n baie bekende politieke bevegter in Amerikaanse geskiedenis. Sy is vroeër die week oorlede op die ouderdom van 80. Sy is gevind saam met 3 vrywilligers in haar woonstel en sy is ongelukkig oorlede aan ouderdom en het afgeword. Maar die afgelope 30 jaar het sy in Amerika 'n tent reg oor die Withuis opgesit. En haar kamp wat sy beveg het, is teen ek gaan 'n Engelse woord gebruik, maar teen nuclear weapons, teen wapens wat gebruik kan word. Dis waarvoor sy bekend gestaan het. Op die ouderdom van 80 het haar gesondheid al wel ingehaal. Sy was reg oor kan die Withuis gewees, en waar sy die afgelope 30 jaar lank gestaan het vir haar saak. Haar standpunt in die lewe is gerig teen kernwapens, en dat die oorlog sonder kernwapens geveg moet word. Haar handgeskrewe plakate het ingesluit spreuke soos, leef met die bom, en sterf met die bom. 5 presidente het haar naam geken, maar haar geïgnoreer. Geen president het nooit oor die pad gestap van die Withuis om haar te groet of haar sending te sien nie, of in te staan wat sy sê nie. Sy het wel die volgende gesê, maar die vrede en die geregtigheid is graag wat sy nastreef. En daar is die foto van haar, waar sy sit reg oor kan die Withuis. Daar is sy, dankie vir die foto. Sy het in 2013 in 'n onderhoud gesê, nou moet ons mense aan die gang kry om die moorde en die oorloë in die wêreld heen te beëindig. Dit is frustrerend, want dit is moeilik om hier te wees. Ek is in die hitte, in die koue en in die sneeu. Dis haar woorde gewees. Sy het gebruik gemaak van fabels om met die president te probeer kommunikeer en aan hulle die boodskap te probeer oordra. Maar steeds maak dit geen impak op die besluite van die presidente nie. En steeds kan hulle voort met die oorlog. Sy het vertroue in haar slagspreuk gehad. En sy het geweet, maar hierdie slagspreuke van my kan 'n verskil maak. Sy het geglo, maar dis hoe sy 'n deurbraak kan maak in die lewe. God het die vertroue vir Esegiel gesê. God het gesê, maar hier is die fabel, en verkondig dit aan die mens. Verkondig dit, sodat hulle kan weet, maar hulle is in staat. Maar waarom praat God nie werklik regheid met die gemeente nie? Waarom praat God nie in direkte beeldspraak en sê presies aan die volk wat die woorde is wat hulle moet weet nie? Toe besef ek, maar God het 'n gedeelte van vertroue in die mens. Die oomblik toe God ons gemaak het in die skepingsverhaal,
en hoe God elkeen van ons geskep het, het hy geweet, maar in elkeen van ons is die wysheid en die verantwoordelikheid om 'n fabel te kan ontleed en te kan weet, maar ek kies lewe en nie dood nie. Ek het vir ons verwys na die vervulling van die teks in Jesegiel, waar Johannes dan verder gepraat het om te sê, maar vir elke skaap wat in die kraal kom, dis werklik waar wat 'n kind van God is. En dit het my maak dink, elke keer as een van ons bekeer raak, dan is God se hart bly daaroor. Dan is God se hand vol vreugde daaroor. Elke keer as 'n kind van God verlore raak, dan is God ook hartseer daaroor. En God voel ek te nagekom daardeur. Daarom weet ons dat God het hierdie ewige vertroue in ons om te kan weet, maar elkeen van ons maak die regte besluite. God sê vir ons ook, maar wees soos 'n arend. Wees vry binne jou keuses. Want sien, in die beplanning van elke dag is God teenwoordig. En in die beplanning van elke oomblik kan ons vry wees. Het ons nie nodig om bedroef te voel nie. God sê vir ons, maar jy word vertrou. En elke keer wanneer 'n persoon verlore gaan, dan treur God. Maar elke keer wanneer ons die regte besluite maak, dan is God opgewonde daaroor. Ek wil graag vir ons die laaste gedeelte in Jesegiel lees, waar Jesegiel weer eens 'n gelykenis herhaal. Dis vanaf vers 22 tot 24. En dit lees soos volg, en dit sê, so sê die Here my God, ek vat die top van die hoë seder weg, en ek plant hom. Ek pluk die sagte boonste takkie af, en plant hom op 'n hoë berg. Ek plant hom hoog op die berge van die land van Israel, waar die takke sal maak, en die saad sal skiet. Ek sal 'n pragtige sedert word, en hom in die voëls laat woon en die vlerke het. Sal die skaduwee van sy takkies nes maak. En hier is my so 'n mooi gedeelte waarmee Jesegiel afsluit. En hy sê, al die bome in die veld sal weet dat ek die Here is. Ek maak groot bome klein en klein boontjies groot. Ek laat groen bome verdroog en droë bome bot. Ek die Here het dit gesê en ek sal dit doen. Ek herhaal hierdie weer, dis vir my so mooi. Ek maak groot bome klein en klein boontjies groot. Ek laat groen bome verdroog en droë bome bot. God wil hê ons moet vry kan leef soos 'n arend en steeds die keuses van die lewe kan hanteer, ongeag wat voorlê, vir jou persoonlik of vir die hele wêreld onthou. En bly onthou, daar is 'n reënboog om te toon. Bo alles, onder alles, daar is God se genade en die heerlike verlossing in Jesus Christus. Dit gaan oor hom en oor die erfenis wat sy hemelse Vader vir hom uitgemeet het. En niks, maar niks kan dit die finale volkome realisering daarvan verwyder nie. Daarom verwys Jesegiel vir ons dat groot bome word weer klein, klein bome word weer groot. Dis tog so belangrik vir 'n plant om nuwe lote te skiet. Want sonder nuwe lote kan ons nie nuwe bome beleef nie. Ek het in Desember vakansie 'n baie groot voorreg beleef om op 'n koffieplaas te wees hier in Durban. Beavers Creek is die plek se naam. En ek's baie lief vir koffie en die ou verduidelik vir ons. Maar 'n plant het steggies wat daarvan afgroei. Elke keer wanneer die koffie gestroop word, dan word een van die steggies afgesny en die volgende steggie se verantwoordelikheid is om te groei en 'n nuwe oes te dra, om 'n nuwe toekoms te dra vir die plaas. En dit het my so maak dink. Soms dan kom die Here en hy maak van ons wat groot bome is en hy kom maak ons weer nederig. Hy kom maak ons weer besef dat hy is hier teenwoordig in al ons planne. Bo alles en onder alles is God hier vir ons teenwoordig.
Hy is hier. Dis so alles of God vir ons kom sê. Maar ons word nooit oud nie. Jy word nooit moeg nie, en jy raak nooit afgemat nie. Dis 'n proses waardeur 'n mens gaan om sterker te word in 'n mens self. Om te kan sê, maar aan jou het ek 'n fabel oorgelaat, sodat jy weer hoop kan gee aan die nasie. Sodat jy weer vertrouens kan voortgaan en om te kan leef. En die belangrikste hiervan, wat ons nooit moet vergeet nie, is om te hou maar niks. En niks kan hierdie volkome realisering daarvan verwyder nie. Amen. Here Vader, U wat genadig is, Here. U is die snoeisker, Vader, Here. En soms is dit vir ons seer om gesnoei te word. Soms is ons nie gewillig nie, Here. Maar God, daarom kan ek weet en ons kan op U vertrou dat U kom en U wil sal geskied, Here. Soos in die hemel, net so ek op die aarde, Here. Vader Jesus, daarom weet ek, maar U het 'n toekoms vir ons, Vader. Net soos U in Esegiel sê, maar vir die Galdeërs in Egipte, Vader, Here, word daar 'n nuwe toekoms, Here. 'n Nuwe plek geplant, Vader. Dankie dat ons kan vashou in hierdie boodskap. Dankie dat ons kan vashou in hierdie hoop, Vader, dat U werklik waar sal regeer. Vader, want U is heerser, bo in die hemel en hier op die aarde. Vader, mag ons U roepstem hoor. Mag ons U hart begeer, Vader. Amen.